Goed, ons maak hierdie week klaar met ons reeks oor Jona. So hierdie is Jona deel 4. So is al 4 weke wat ons besig is met Jona. So ons gaan vanoggend lees uit Jona 3 en Jona 4. So blaai asseblief saam met my na Jona hoofstuk 3. My 10 verse en dan gaan ons Jona hoofstuk 4 lees. Wat ook 10 verse het. As ons laas gelees het, dan gaan ons saam met ons so dankbaar vir elkeen wat inskakel. Ons wil 'n bietjie by jou hoor vir die mense wat inskakel. Laat weet van ons van waar jy inskakel. Van watter dorp af jy vir ons luister. Ons wil graag van jou hoor. So laat weet van ons op die kommentare van watter dorp af jy inluister. Goed. Jona hoofstuk 3. Ek lees voor. Die woord van die Here het 'n tweede keer tot Jona gekom. Maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan met die boodskap wat ek jou sal gee. Toe maak Jona klaar en gaan na Ninive toe, soos die Here hom beveel het. Ninive was 'n baie groot stad. Die mense het 3 dae gevat om dit deur te stap. Jona het die stad ingegaan en 'n dag lank daar rondgestap en toe roep hy, nog net 40 dae en Ninive word verwoes. Die mense van Ninive het toe in God geglo en hulle het 'n dag aangekondig om te vas. Groot en klein het rouklere aangetrek. Die berig het ook by die koning van Ninive uitgekom. Hy het van sy troon af opgestaan en sy koningsklere uitgetrek, rouklere aangetrek en op 'n ashoop gaan sit. Hy het in Ninive laat proklameer, die koning en sy raadgewers beveel dat mens en dier, groot vee en klein vee aan niks mag proe nie, dat hulle niks mag eet en nie water mag drink nie. Mens en dier moet rouklere aan hê en die mense moet ernstig tot God roep en hulle van hulle verkeerde dade bekeer en berou hê oor die geweld wat hulle gepleeg het. Miskien sal God van plan verander en nie meer kwaad wees nie, dan sal ons nie omkom nie. Toe God sien wat hulle doen en hoe hulle bekeer van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp wat hy gesê het hy oor hulle sal bring. Hy het nie die ramp gestuur nie. Goed, dan gaan ons oor na Jona hoofstuk 4. Hieroor was Jona baie ontevrede en het baie kwaad geword. Hy het tot die Here gebid en gesê, ag Here, ek het dit geweet toe ek nog in my land was. Daarom het ek reg in die begin na Tarsis toe gevlug. Ek het geweet, U is 'n genadige en barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. U sien maklik af van die straf wat U aangekondig het. Laat ek nou maar sterf, Here, want dit is vir my beter om te sterf as om te lewe. Toe vra die Here vir hom, het jy rede om kwaad te word? Jona is toe uit die stad uit oos van die stad gaan sit en vir hom 'n skerm gebou. Hy het daaronder in die skaduwee gaan sit om te sien wat in die stad gebeur. Toe laat die Here God 'n komkommerplant opkom en dit het bo oor Jona gerank om skaduwee te gee vir sy kop en hom van sy misnoë te bevry. Jona was baie bly oor die komkommerplant. Die volgende môre met dagbreek laat God toe 'n wurm kom en dit het aan die komkommerplant gevreet sodat dit verdroog het. Toe die son opkom, het God 'n skroeiende sterk wind uit die ooste laat waai. Die son het vir Jona op sy kop gesteek en hy het baie swak geword en gewens om maar liewer te sterf. Hy het gesê, dit is vir my beter om te sterf as om te lewe. Toe vra God vir Jona, het jy rede om kwaad te word oor die komkommerplant? En Jona antwoord, ek het rede genoeg, ek is besig om te sterf. Die Here het vir Jona gesê, jy is besorg oor die komkommerplant waarvan jy nie gewerk het nie, en wat jy nie versorg het nie. Dit het oornag opgekom en is oornag is dit dood. Maar ek mag nie besorg wees oor die groot stad Ninive, 'n stad waar daar meer as 120.000 mense is wat nie weet wat reg en verkeerd is nie. En ook nog baie diere. Net tot sover. Kom ons maak die oortoe dan met ons saam.
Here, ons is dankbaar dat ons vanoggend die voorreg het om saam te kon sing, Here. Om net werklik ons lippe te gebruik as offerdiere om U lof te besing. Maar Here, ons weet dat U alleen is dit werklik waardig. Soos ons gesing het nou op die einde, Here, U is die een wat vir ons voorsien. En ek dink ons almal kan getuig, Here, dat U werklik vir ons voorsien. Here, hoeveel keer in ons lewens het al gebeur dat dinge lyk so onmoontlik, en dan kom jy met U goddelike hand en U gryp in. U voorsien en U onderneem, en Here, U doen selfs wonderwerke. En ons wil vanoggend, Here, vir U dankie sê, vir wie U is. En ons loof U, Here Jesus, dat U is die weg, die waarheid en die lewe. Ons bid, Here, dat U wil sal geskied, nie net hier nie, maar Here, oral op die aarde. Soos U ons Vader vir ons leer, Here, dat U wil sal geskied. In die hemel, maar ook hier op die aarde. Here, ons erken ook ons totale afhanklikheid van U. Ons bid, Here, dat U naam geheilig sal word, dat U naam geëer sal word, en Here, waar ook al die woord, die waarheid verkondig word van die onfeilbare woord, dat dit asseblief op vrugbare grond sal val. Ons bid dit in Jesus se lieflike naam. Amen. Ek het 3 punte wat ek vanoggend wil noem. En so, ek dink almal het al die trant gevolg wat gebeur het met Jona. Die Here het vir Jona gesê, Jona, jy moet na Nineve toe gaan. Jona vlug toe 4000 kilos na Tarsus toe. Hy klim op 'n skip, die Here stuur 'n storm, en die matrose het bang geraak, en hy gooi vir Jona oor in die see in, en die Here stuur 'n vis, 'n groot vis, en hy sluk vir Jona in. Nou, ek weet ietsie vir julle doen. Hierdie week ry ek, en ek op die radio speel 'n liedjie van 'n bekende Afrikaanse sanger. En interessant, onder die liedjie sing hy hierdie woorde. Jona, seun van Amittai, val in die see en 'n groot vis sluk hom in. So lui die mite. Nou ek het toe ek begin het ek vir julle gesê, hierdie storie is nie 'n mite nie. Dis die waarheid. Dis nie 'n gelykenis nie. Omdat die Here Jesus het baie keer gelykenisse vertel, so 'n gelykenis is 'n storie. Dis nie die waarheid nie, dis 'n gelykenis. Maar hierdie van Jona is nie 'n mite nie. So dis belangrik, want jy sien die wêreld baie keer, as dit kom by dinge wat ons nie verstaan nie, dan is die mense vinnig om te sê, maar dis onmoontlik, daarom is dit 'n mite. En eintlik gaan hierdie storie daaroor, dat, luister jy, hoe kan 'n mens in 'n vis se maag vir 3 dae en 3 nagte leef? Want dis menslik onmoontlik, dit kan nie gebeur nie, daarom kan dit nie anders nie, dit moet 'n mite wees. Maar luister jy, as jy 'n kind van die Here is, dan moet ons dit glo. Hoekom? Dit is baie eenvoudig, want die Bybel sê so. En ons glo tog dat die Bybel is die woord van God. Want jy sien, as 'n ou wil begin kieskeurig raak van, ek wil hierdie glo, maar ek wil nie daai glo, weet jy wat doen jy dan? Dan kan jy maar jou Bybel vat, en daai wat jy nie glo nie, kan jy uitskeer en weggooi, en net die hou waarvan jy, wat vir jou werk. En dit is logies. So die wêreld is lief daarvoor, veral in vandag se tyd, om te sê, hoor jy, hierdie kan nie waar wees nie, omdat dit menslik onmoontlik is dit 'n mite. Hoor jy, dis nie 'n mite nie. Jona is nie 'n mite nie, dis die waarheid. Dit het gebeur, ons verstand kan dit nie verstaan nie. So, as mens uit die wêreld se oogpunt uitkyk, dan kan mens sê, maar, dis onmoontlik. Maar as jy kind van die Here is, dan moet jy eintlik sê, maar hoe wonderbaarlik is die Here nie, dat hy die onmoontlike kan vermag. Goed wat ons nie kan verstaan nie, het die Here gedoen. Ons dink aan die skepping. Die Here het 'n woord gespreek, laat daar lig wees, en daar was lig. Die wêreld sê dit kan nie wees nie, dit moes miljoene jare gevat het, dit is nie. Ons aanbid 'n almagtige God en ons moet dit glo soos 'n kind. Toe ek in Blackman was, daar was 'n dierbare afgetrede predikant, 'n baptiste predikant, oor die Kosie Venter. Hy was 97 vir sy oorlede. En hy het altyd gesê, daar's baie goed in die Bybel wat ons nie verstaan,
maar dan moet ons sit glo soos 'n kind. Ons verstaan nie dit. Hy is nie 3 eenheid. Het jy al bietjie daar gesit en dink? Ons verstaan dit nie altyd nie, want ons verstand het nie die vermoë om die volle omvang van God te begryp nie. Maar ons glo dit nog steeds kinderlik, want dis die woord van God. En omdat die woord van God is dit genoegsame rede om te glo. Al sê die wêreld is 'n mite. OK. Ons kyk vanoggend eers na Nineve se reaksie. So nadat Jona nou geloop het en hy het vir hulle gesê 40 dae en hierdie stad word verwoes, lees ons dat hierdie ouens het berou gehad. Ons lees in Jona 3 vers 5, die mense van Nineve het toe in God geglo en hulle het 'n dag aangekondig om te vas. Groot en klein het rouklere aangetrek. Onthou, as jy wil weet wat hulle verkeerd gedoen het, gelees die boek Nahum het ek in die begin gesê, die mense van Nineve was slegte mense gewees. Hulle het wandadige gepleeg, hulle het afgode aanbid, daar was tempelprostitusie. Hulle het slegte goed gedoen. En die Here sê vir Jona, gaan sê vir hulle is sleg. En langs toe die kort, hierso sien ons nou, Jona gaan en hy sê vir hulle, en hierdie slegte mense het berou. En hulle begin in God glo. En Jona het gekom. Jy sien, Jona, ek gaan nou 'n bietjie meer daaroor gesels, maar Jona's hart was nie reg gewees nie. So ons lees, toe Jona vir hulle die boodskap gee, en hulle hoor dit, toe begin hulle in God glo. En hulle almal trek rouklere aan, selfs die koning sê, luister, die mens en dier, ons gaan vas, ons gaan bid, ons gaan die Here se aangesig soek. Hoorie, so die goeie nuus van dit is, dat mense wat verlore is, en hulle hoor die woord van God, die Here red nog steeds mense in vandag se tyd. Want hierdie mense het wandade gepleeg, hulle het slegte goed gedoen. Maar die oomblik toe hulle hoor van die lewende God, het hulle berou gehad, hulle het werklik spyt gehad, hulle het gevas, hulle het gebid, hulle het in God geglo. En die Here het hulle raak gesien. Ons lees, of kom ek sê net eers dit, voor ek die versie opsien. Wat ons hieruit kan raak sien. Omdat die Here sê eers, ek gaan hierdie ons straf. Maar toe die Here sien, dat hulle berou het, toe verander hy. Toe besluit hy, ek gaan hulle nie meer straf nie. Wat onthou, ons leer 2 dinge hieruit, en dis die verhaal van Jona. Ons sê eerstens, God is soewerein. Weet jy wat beteken soewerein? Ek wil dit in Engels en Afrikaans vir jou sê. Die Engels sê, hy is in charge. Ons almal ken dit klink net beter as Afrikaans. Afrikaans is dit, hy is altyd in beheer. En hy maak soos hy wil, wanneer hy wil, hoe hy wil. Hoekom? Want hy is God. Hy is die skepper, hy is die koning van alle konings, en ek en jy is maar net doodgewone mense. Ons lees in Romeine 9 vers 15. Jona 3 vers 10, ekskuus. Toe God sien wat hulle doen en hoe hulle bekeer van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ram wat hy gesê het, hy oor hulle bring. Hy het nie die ram gestuur nie. En jy sien die genade van die Here. Sê toe dit moet sien. Ek wil hierdie versie ook weer lees. Vir Moses het hy gesê, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees, en ek sal my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Dan sê hy verder, Jakob het ek lief gehad, Esau het ek gehaat. Maar is God is soewerein. Hy ontferm hom oor wie hy wil. Maar hier sien ons ook die genade, ons sien hy soewerein, ons sien sy genade. Ek gaan julle straf, ek sien julle berou. Ek gaan julle nie meer straf nie, want ek is 'n God vol van genade. Volgende punt, Jona se reaksie. So Jona gedra hom soos 'n prop as 'n tiener. Né? Almal hier, waar jy nog nie tieners sien, jy is amper daarmee, ons het 'n paar jaar. Maar almal hier van ons het al tieners groot gemaak.
En julle weet, die tiener bid die baie keer vir genade, en die bid nie vir krag nie, anders sal die woord gee. So Jona, toe hy sien wat gebeur, word hy kwaad. En hy begin so dadelik, en hy sê ook in hoofstuk 4 vers 2, gaan nou lees, sê hy vir die Here, hoekom hy kwaad is. Jona 4 vers 2, hy het tot die Here gebid en gesê, ag Here, ek het dit geweet, toe ek nog in my land was. En julle sien, hy kan amper sê, hy gooi tantrum man, dis wat hy doen. Daarom het ek reg in die begin na Tarsus toe gevlug. Ek het geweet, U is 'n genadige en barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. U sien maklik af van die straf wat U aangekondig het. U sien wat Jona nog gehad het is, luister hier, Jona het sy gedagte was, ek het vir hierdie mense gaan sê, Here, U gaan hulle straf oor 40 dae gelede verwoes. En nou gebeur dit nie. Eintlik wat Jona hê, hierdie mense moet kry wat hulle verdien, want hulle was slegte mense gewees. Hulle moet vergeld word vir hulle wandade. En Jona is kwaad, want die Here het van besluit verander. Jy sien, Jona se hart was nie reg gewees. Ons lees, as jy hierdie kan onderstreep in jou Bybel of highlight, hierdie is 'n lewensles vir ons as kinders van die Here. Maar vir julle wat na my luister, by Jesus self hierdie woord, sê ek, julle moet julle vyande lief hê. Doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word. Kan ek daar stop? Luister dit, is hierdie maklik. Om vir mense goed te wees wat jou haat. Ek dink dis 'n moeilike ding. Om vir mense om te gee wat niks van jou nie. Seën die mense deur wie julle vervloek word. Bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word. Dis amper asof dit nog erger word. Nou kom sê die Here, behalwe dat ons wil moet goed wees, nou sê die Here, jy moet vir hulle goed wees, maar seën hulle. Bid vir hulle. Bid vir daai mense wat jou vervolg. Bid vir daai mense wat jou haat. Dis wat jy moet doen. Want jy sien ons natuurlike reaksie, en ons wil terugwraak doen. Want dis wat Jona wil doen. Jona wil, Here, ek het gesê hulle gaan gestraf word, hulle moet kry wat hulle verdien nie. Maar ons is nie God nie. En Jona was 'n profeet, hy is in diens van die Here God. So Jona se hart was nie soos die hart van die Here Jesus nie. Jy sien, ons as kinders van die Here, ons kan nie harte van klip nie. So Jona, hy word kwaad, hy loop by die stad uit, en hy gaan sit daar. En hy blaas sy mond 2 maal. Ek wou hulle skep vrouens is blijkbaar gedoen het. Maar Jona se hart is verbitter, hy is kwaad. En as mens hierdie hoor, dan laat dit mens dink, in Lukas 15 lees mens van die gelykenis van die verlore seun. Hoor mooi, gelykenis. So die Here Jesus het hierdie storie vertel. Almal ken dit, die gelykenis van die verlore seun. Ek gaan dit kortliks vertel. Die seun kom by die pa, sy pa soek erfgeld. En die pa gee dit vir hom, die jongste seun. En hy gaan mos alles op. Hy gaan mos dit op. Hy land by die varkop, onthou julle dit. En hy sê ek gaan teruggaan na my pa toe. En sy pa het vir hom gesit en wag op die stoep. En toe sy pa hom sien aankom, hardloop hy hom tegemoet. En hy's bly en hy druk hom en hy roep die mense, en sy trek vir hom nuwe klere aan, sit vir hom 'n ring aan sy vinger, trek vir hom nuwe skoene aan, slag te vet gemaakte kalf, ons gaan fees vier, want die wat dood was is terug. En hulle is bly en hulle vier fees. Onthou julle die reaksie van die oudste seun. Hy kom van die veld af en hy vra die ouens, wat gaan hier aan? En hy sê, luister, jou broer is terug. Hy is so kwaad, hy wil nie eens in die huis te gaan. Sy pa kom uit en hy sê, luister die pa, ek is pa sy oudste seun, ek werk al so lank. En hierdie jongetjie, dis om my eie vertaling, hierdie jongetjie wat alles opgemors het, hou pa fees vir hom, hy verdien nie dit nie. Kan jy sien, die oudste seun se hart is net soos Jonas, sy hart van klip. Dis ons as kinders van die Here nie moet wees nie.
Hoor wat sê die Here in die profeet Micha, 6 vers 8, mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Jy sien, dis wat die Here vir ons verwag as kinders vir die Here. Dat ons sal vergewe, al verdien mense dit nie. Weet julle, hoe baie keer het mense al vir my gesê, ek sal nie daai persoon vergewe, voor daai persoon vir my onverskoning val. Dis nie wat die Bybel leer nie. Die Bybel sê, ons moet vergewe ongeag. Ons moet die hart van die Here Jesus Christus hê. Laaste punt, die Here se reaksie. Ek gaan nie vir julle lees, ek kan net volg Jona hoofstuk 4, vers 6, 7 en 8. Toe laat die Here God 'n komkommer plant. Ek wil net gou hier stop. Ek weet nie of jy agtergekom het nie, hierso in die 3 vertalings gebruik hulle verskillende woorde. Die 83 vertaling hier sê komkommer plant, die 53 sê 'n wonderboom, die 2020 vertaling sê 'n kasterolie-plant. Nou as jy in die Hebreëus gaan kyk, die naaste hieraan is blykbaar 'n kasterolie, maar hulle is nie seker nie. Maar hoor net hierdie ding. Hulle sê hierdie plant het ongeveer 4 meter hoog gegroei. So Jona, hy gaan sit buite. Né? En die Here stuur 'n plant. Hy groei, hy laat die plant groei. 4 meter hoog in die lug. Sja, is dit nie wonderlik nie? En wat is Jona se reaksie? Jona is bly omdat die Here vir hom iets goed doen. En hy is baie bly daaroor. Maar hy is nog steeds ongelukkig omdat sy vyand nog steeds genade ontvang. Verstaan julle die antitese? Die Here is goed vir Jona, Jona is baie bly. Maar hy is kwaad omdat die Here sy vyand genadig is. So Jona is hier in 'n mate, en ons as kinders van die Here kan hierdie identifiseer. Want ons is baie keer dieselfde as Jona, ons is baie keer selfsugtig. Want ek wil my eie wil laat geskied. Jona wil hê hierdie ouens, hulle moet gestraf word en dis dit. Maar die Here doen anders. Maar hoorie wat nog meer interessant is. Die volgende dag kom die Here, hy stuur een woord. En hy wil in vrede daai plant, 'n 4 meter hoë plant. Sien, hier is nou weer wat mense sal sê, dis onmoontlik. Dis onmoontlik. Luister dit, as die Bybel sê dit het gebeur, dan glo dit in my hele hart. So hierdie wurm vreet hierdie plant op. En die Here stuur 'n skroeiende wind. Nou ek wil gou hier staan. Dis nou die hoeveelste keer wat ons sien dat die Here vir Jona straf. Eers het hy hom in die see laat gooi. Jona het gedink hy gaan verdrink. Die Here laat hom eindig in die vis se maag en hy laat die vis hom uitspoeg. As hy in die vis se maag gebly het, sou hy seker dood gegaan het. En hier kom die Here weer 'n keer. Die Here stuur 'n wind. En die Here laat hom brand. En weer 'n keer kan ons sien dat God is regverdig. En hier kom Jona weer 'n keer en hy sê, luister, ek wil doodgaan. Dis beter vir my om dood te gaan. Maar die Here kom en hy leer vir Jona 'n diep les. En dit klink baie vreemd om te sê, maar Jona brand nou half. Hoe kan hy les leer? Nee, die les is, luister Jona, jy's 'n mens. Ek is God, jy is nie God. Want die Here sê vir hom, jy's bekommerd oor een komkommerplant, oor een plant. Sien, die Here is bekommerd gewees oor 120,000 mense. So die Here leer vir Jona, moenie jouself doen nie. Ons moet aan ander mense ook dink. Ons lees in Lukas 6:36, ek wil afsluit. Wees barmhartig soos julle Vader barmhartig is. Dis wat Jona moes gedoen het. Maar hy het nie. Hy word kwaad, wip hom en sy daar buite die stad. Maar nog steeds kan jy sien die Here se genade. So ek wil opsom, die boek Jona
Gaan oor twee groot dinge. God se soewereiniteit, God se genade. Ek wil benoem nog 'n derde ding, God se straf. Die God wat ons aanbid, ja, hy is 'n goeie en 'n liefdevolle God, maar hy is 'n regverdige God. Hy is 'n genadige God, maar hy straf ook. Dis wat mense nie wil hoor nie. Die wêreld wil nie hoor dat God sonde straf nie. Hulle wil dit nie hoor nie. Want dis wat die Bybel vir ons leer. En ons moet glo wat die woord van die Here vir ons leer. Ons moet dankbaar wees dat God genadig is en dat hy baie keer afsien van straf. Want wat ek nou sê, is my eie mening, wat nie my baie tel nie, maar ek dink net, ons moet die Here dankbaar wees. Want as hy kon al hoeveel keer hierdie aarde weer 'n keer plat gegee, want ons verdien dit, as ons sien hoe die wêreld gaan. Kom ons eer die Here, dat hy genadig is, dat hy lankmoedig is, dat hy God van liefde is, maar ook dat hy 'n regverdige God is. En kom ons het harte vir mense. En ons vergewe mense. En ons moenie wraak neem nie. Wraak kom ons toe. Dit kom God toe sê die Bybel. Kom ons sluit af met gebed. Here, ons is dankbaar dat U werklik 'n God vol van genade is. Here, ons weet dat U sê in die woord, U wag met ongeduld daarop om ons genadig te wees. En ons weet en erken, Here, ons verdien nie altyd U genade nie. Maar dankie, Here, dat U vir ons goed is. Here, dat U vir ons sorg. En ek bid, Here Jesus, dat ons harte gerig sal wees op U. Here, dat ons ander mense ook genade sal doen. Dat ons ander mense ook U liefde sal doen. En Here, dat dit alles wat ons sal doen, dat dit tot eer en verheerliking vir U heilige naam sal wees. Here, ons is so dankbaar vir U onfeilbare woord. En Here, U woord, wat 'n onuitputbare bron is. Ons eer U, ons prys U, en ons aanbid U kosbare naam. En dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen.